Vandag se les is ons nog steeds besig met funksies. Dis ons 8ste lesie oor funksies. Ons het nou mooi al geleer weer van die reguit lyn en die paraboolfunksie en nou kom ons by ons 3de funksie waarvan ons gaan leer en dit is ons hiperbool. Nou die hiperbool is 'n grafiek van 'n resiprookfunksie. Nou baie belangrik vir 'n hiperbool is die basiese standaardvorm. Voordat hy nou begin verskuif, werk ons met 'n basiese standaardvorm, net soos by die parabool, het hy net 'n basiese standaardvorm en omdat dit 'n resiprookfunksie is dit y is gelyk aan a op x. Met ander woorde, ons deel deur x. En in hierdie geval beteken dit x mag mos nou nie gelyk wees aan 0 nie, en dan gaan y ook nie gelyk wees aan 0 nie. So met ons resiprookfunksie is dit 'n baie belangrike eienskap om te onthou dat x nie gelyk mag wees aan 0 nie en y nie gelyk aan 0 nie. Hoekom mag x nie gelyk wees aan 0 nie? Want as x gelyk is aan 0, dan beteken dit y is gelyk aan a op 0, wat beteken dat dit ongedefinieerd is, want onthou, ons kan ons nie deel deur 0 nie. Die oomblik as ons deel deur 0, is hy ongedefinieerd. Met ander woorde, daarom is x nooit gelyk aan 0 nie. As ons nou vir x wou oplos, onthou ons het nou y is gelyk aan a op x. As ons vir x wil oplos, dan gaan ons kry xy is gelyk aan a. X is met ander woorde gelyk aan a gedeel deur y. En daarom, as y gelyk is aan 0, dan gaan x gelyk wees aan a op 0, wat beteken dat dit ook ongedefinieerd is. Daarom is y ook nie gelyk aan 0 nie. Omdat x nie gelyk mag wees aan 0 nie, en y nie gelyk aan 0 nie, is x gelyk aan 0 en y gelyk aan 0 is dus asymptote. So hulle is die asymptote van die hiperbool. Ok, nou wat beteken 'n asymptoot? 'n Asymptoot is 'n waarde waarnaartoe iets kan nader, maar nooit gelyk kan wees aan nie. Kom ons skryf dit net gou neer. Goed, so 'n asymptoot is 'n waarde waarna x en y kan nader, maar hy kan nooit gelyk wees aan dit nie, want die oomblik as hy gelyk is aan dit, maak dit dat my funksie ongedefinieerd is. Ons praat van ons vertikale asymptoot, en hulle gaan altyd vir julle vra om die vergelyking te gee van die vertikale asymptoot. Nou die vergelyking van ons vertikale asymptoot is dan x gelyk aan 0. En ons praat van ons horisontale asymptoot. En die horisontale asymptoot se vergelyking is y is gelyk aan 0. So vir die basiese hiperbool is dit die vertikale asymptoot en die is x gelyk aan 0 en die horisontale asymptoot is y is gelyk aan 0. Die hiperbool bestaan dus uit 2 afsonderlike kurwes. Dit is baie belangrik om te onthou, die hiperbool bestaan uit 2 afsonderlike kurwes. Goed, so ons standaardvorm het ons gesien, die basiese standaardvorm
gee vir my y is gelyk aan a op x. So as ons weer kyk na ons standaard vorm wat y gelyk is aan a op x, dan gaan ons kyk na die vorm van die hiperbool. Nou die a speel weer 'n belangrike rol in die vorm en bepaal hoe hy gaan lyk. So as a groter is as 0, dan gaan ek my grafiekie hê, en die grafiek gaan my x en my y-as hê, en omdat hy nou 2 afsonderlike kurwes is, gaan hy in die eerste kwadrant lê, en in die derde kwadrant. En julle kan nou hier sien, met ander woorde, y gelyk aan 0 is 'n asymptoot, hy nader tot die x-as, maar hy gaan hom nooit sny nie, en die vertikale asymptoot, x gelyk aan 0, hy kom baie naby aan my y-asie, maar hy gaan hom ook nie sny nie. Goed, so sy vorm is dan nou in die eerste en in die derde kwadrant. As a nou kleiner is as 0, dan gaan ons nou weer kyk na my vormpie. Goed, so as daai waardekie van a nou negatief is, met ander woorde, hy is kleiner as 0, gaan my 2 kurwes van my hiperbool, nou in my tweede en in my vierde kwadrant lê. Goed, so, dit is 'n belangrike ding wat ons al kan herken aan die vorm van die hiperbool. So, ons kyk nou gou, net soos met die reguit lyn en die parabool, na die eienskappe van 'n hiperbool. So, ons standaard vorm van ons hiperbool is fx is gelyk aan a op x, en ons weet x mag nie gelyk wees aan 0 nie, en y mag nie gelyk wees aan 0 nie, want die oomblik as hulle gelyk is aan 0, word die funksie ongedefinieerd. So in die eerste plek kyk ons na die vorm. Ons vorm sien ons as a groter as 0, is die 2 kurwes in die eerste en in die derde kwadrant. As a kleiner as 0, is die 2 kurwes van die hiperbool in die tweede en in die vierde kwadrant. Die tweede ding waarna ons kyk is ons x-as afsnit. Daar's geen x-as afsnit nie, want x mag nie gelyk wees aan 0 nie. Ek sit dit wel in, want later as ons grafiek van ons hiperbool vertikaal skuif en in graad 11 horisontaal skuif, dan gaan ons wel 'n x-as afsnit kry. En ook 'n y-as afsnit, maar op hierdie basiese ene het hy geen x-as afsnit nie, geen y-as afsnit nie. Dan kry ons vertikale asymptoot. Ons vertikale asymptoot het ons gesien, is die vergelyking x gelyk aan 0, want dit is wat x nie mag wees nie, né? Dan kry ons horisontale asymptoot, en ons horisontale asymptoot is wat y nie mag wees nie. So dis 'n waarde waarna toe hy nader, maar nooit gelyk gaan wees aan nie. So y gelyk aan 0 is my horisontale asymptoot. Wat ons by ons hiperbool kry, is ook 2 simmetrieasse. Dit beteken net soos wat ons nou gesien het by parabool. As ons het ons een simmetrieas, en dit is op die draaipunt. Ons het gesien, ons y-as is ons simmetrieas, met ander woorde die lyn x gelyk aan 0. Nou net so gaan ons hiperbool 2 simmetrieasse hê. So as ons kyk na ons hiperboolfunksie,
Maak nie saak nie. Dit kan al twee wees. Ons kyk net gou na ons simmetrieasse. As ons kyk na ons hiperbool en die een lê in ons eerste kwadrant en in ons derde kwadrant, as A mos nou groter as 0 is, A kleiner as 0 is hy in die tweede en in die vierde kwadrant, dan gaan ons simmetrieasse die lyn y gelyk aan x wees. Met ander woorde, dis 'n lyn wat 'n hoek van 45 grade maak met my x-as, en daai is my een simmetrielyn, want as ek nou hom gaan toevou, die skets op hierdie simmetrielyn gaan toevou, dan gaan die deel van die skets in die vierde kwadrant op die skets in die derde kwadrant lê. So al twee gevalle het ons die lyn y gelyk aan x, wat 'n simmetrielyn is. So hierdie lyn y gelyk aan x is die simmetrielyn. As ek nou die skets moet toevou op hierdie lyn y gelyk aan x, beteken dit in hierdie eerste sketsie dat die bene op mekaar gaan lê, en die tweede sketsie beteken dit dat die twee kurwes op mekaar gaan lê. Nou net so kry ons die negatiewe simmetrieas, of die simmetrieas met 'n negatiewe gradiënt. En dieselfde geld vir hom. Hy geld by al twee die hiperboolkurwes. Met ander woorde, dieselfde is by hierdie hiperboolkurwes. As ek die skets toevou op die lyn y gelyk aan min x, dan gaan dit beteken dat die twee bene op mekaar lê, of dat die twee kurwes op mekaar lê. So by 'n hiperbool het ons altyd simmetrieasse. Dan gaan ons verder kry dat ons ook 'n definisieversameling het, en ons definisieversameling gaan net wees x is nie gelyk aan 0 nie, x 'n element van reële getalle, want x mag nie 0 wees nie. Verder mag x al die ander waardetjies wees. By ons waardeversameling kry ons dat y nie gelyk mag wees aan 0 nie. Y is 'n element van reële getalle. So kom ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde van die skets van 'n hiperbool. Die vraagie sê vir ons nou, skets die grafieke van die volgende. Ek gaan sommer almal se vergelykings neerskryf en dan daarvan af een vir een skets. So ons het xy is gelyk aan 6. My tweede enetjie is y is gelyk aan 3 op x. My derde een is xy is gelyk aan -4. En my vierde een is y is gelyk aan -5 op x. So as ons kyk na ons eerste een, het ons die vergelyking xy gelyk aan 6. Nou die eerste ding wat ons gaan doen, is om hom in standaard vorm te skryf. Ok, nou hoe lyk my standaard vorm nou weer? Dis reg, ons moet deel deur x, met ander woorde ons kry y is gelyk aan 6 op x. So kom ons begin as ons kyk na sy vorm. Vorm gaan ons sien, a is groter as 0, met ander woorde, hy moet lê in die eerste en in die derde kwadrant. Tweede ding waarna ons gaan kyk, is na die x-as afsnit. Die x-as afsnit sien ons is geen. Die derde ding is my y-as afsnit. En by dit sien ons ook is die antwoord geen. Dan kyk ons na ons vertikale asymptoot.
En ons vertikale asymptoot is x gelyk aan 0. Ons kyk na ons horisontale asymptoot. En dit is y is gelyk aan 0. Nou wanneer ons hierdie sketsie gaan teken, gaan ons nou maar gebruik maak van 'n tabelletjie. Later in die volgende standaards, wanneer julle nou 'n hiperbool al mooi ken, gaan jy nie noodwendig meer die tabel trek nie. Jy gaan net punte insit. So kom ons kyk, ons kies vir hierdie ene iets wat maklik is. Ons het -3, -1, hy kan ons nou nie 0 wees nie. Julle gaan sien 0 gaan 'n ongedefinieerde antwoord gee. So kom ons kyk gou, as ons hierdie waardes kies vir ons invoerwaardes, wat ons x-waardes is, wat gaan ons y-waardes uitkom. Goed, so as ons x-waarde nou 3 is ons, -3, dan is ons y-waarde -2. As x -1 is, dan is ons y-waarde -6. As x 1 is ons y 6 en as x 3 is ons y 2. So as ons nou hierdie skets gaan teken, dan het ons kartesiese vlak met ons x-as en ons y-as. Ons het gesien hy is in die eerste en in die vierde kwadrant. Onthou, my vertikale asymptoot is x gelyk aan 0. My horisontale asymptoot is y gelyk aan 0 en jy moet dit altyd aandui op jou grafiek. So as ons kyk na die x is -3 en -2, -3 en -2, en as hy -1 is dit -1 en -6. Met ander woorde, hierdie grafiek van my loop. So, dit is my been in my derde kwadrant. As x 1 is hy 6. As x 1 is hy 1 en 6. En as x 3 is hy 3 en 2. En my been of my kurwe in my eerste kwadrant lyk so. En dit is dan die skets van ons hiperbooltjie. Nou goed, as ons nou gaan kyk na sy simmetrieasse, die simmetrieasse, die een met die positiewe gradiënt is y is gelyk aan x en die een met die negatiewe gradiënt is y is gelyk aan -x. So ons kan ons simmetrieasse inteken weer deur hulle hier in te stip. Hulle vra nie altyd dat jy die simmetrieas moet inteken nie. Hulle vra baie keer net vir jou die vergelyking van die simmetrieas. Ek teken dit in sodat jy gewoond kan raak daaraan dat dit is 'n deel van die standaard van die hiperbool. Die simmetrieas met die negatiewe gradiënt is die lyn y gelyk aan -x. As ons nou kyk na die definisieversameling, die definisieversameling gaan oor my x-waardes en daar spesifiseer ons dat x nie gelyk mag wees aan 0 nie. X is 'n element van reële getalle. By my waardeversameling moet ek ook spesifiseer dat y nie gelyk is aan 0 nie. Y is 'n element van reële getalle. Kom ons kyk na ons tweede hiperbool. Ons tweede hiperbool sê vir ons y is gelyk aan 3 op x.
Hy is reeds in standaard vorm. So die eerste ding waarna ons gaan kyk is na sy vorm. As ons kyk na sy vorm, sien ek A is groter as 0, met ander woorde my grafiek gaan lê in my eerste en in my derde kwadrant. Die tweede ding waarna ons gaan kyk is na ons x-as afsnit. Ons x-as afsnit, hy het geen x-as afsnit nie. Dan kyk ons na ons y-as afsnit, hy het geen y-as afsnit nie. Dan kom ons by ons vertikale asymptoot. Ons vertikale asymptoot is die vergelyking x gelyk aan 0. Ons kry ons horisontale asymptoot. En dit gee vir ons y is gelyk aan 0. So as ons hierdie sketsie teken, gaan ons nou maar weer met behulp van 'n tabelletjie werk. Ons het x en y, kom ons kies ons waardes sommer weer min 3, min 1, 1 en 3. So as x gelyk is aan min 3, ons vergelyking is y is gelyk aan 3 op x, so 3 gedeel deur min 3 is min 1. 3 gedeel deur min 1 is min 3. 3 gedeel deur 1 is 3 en 3 gedeel deur 3 is 1. So as ons grafiekie teken, het ons x en ons y-as. Ons sien ons twee kurwes gaan in die eerste en in die derde kwadrant lê. So ons kan ons punte sit. Ons het die punt min 3 en min 1 en ons het die punt min 1 en min 3 en verder het ons die punt 1 en 3 en ons het die punt 3 en 1. Goed, so as ons simmetrieasse gaan inteken, ons simmetrieasse is steeds y gelyk aan x, die een met die positiewe gradiënt, en y gelyk aan minus x is die simmetrieas met die negatiewe gradiënt. So ons teken hulle in. Hier kan jy sien as ek hulle op die simmetrieas moet toevou, dan gaan die bene op mekaar lê, né? Met ander woorde, y gelyk aan x, en ons het ons y gelyk aan minus x. So vir interessantheid, die kortste afstand van die oorsprong af na die grafiek toe, gaan altyd hierdie afstand wees, van daar af tot daar. Dis my kortste afstand, met ander woorde, dit lê op die lyn waar my x en my y gelyk is aan mekaar. So as ons kyk na daai kortste afstand, dan bereken ons mos die afstand, kan ons met behulp van Pythagoras bereken, want daai is 'n skynsytjie en hierdie is my reghoeksy is 'n kwadraat. So, daai waar y gelyk is aan x, beteken as ek kyk na my sketsie, my funksie is y is gelyk aan 3 op x. As y gelyk is aan x, kan ek nou sê, x is met ander woorde 3 op x,
dit gee vir my x kwadraat is gelyk aan 3. Daarom kan ek sê, x gaan die waarde plus of minus wortel 3 wees. As x plus of minus wortel 3 is, dan is y plus of minus wortel 3. So hierdie punt gaan die punt wees wortel 3, en die ander puntjie gaan hierdie ene wees, is minus wortel 3, minus wortel 3. Goed, as ons kyk na ons definisieversameling. Ons definisieversameling is x is nie gelyk aan 0 nie. X is 'n element van reële getalle en ons waardeversameling is y is nie gelyk aan 0 nie. Y is 'n element van reële getalle. Ons kyk na ons derde vergelyking. Ons het xy is gelyk aan minus 4. Nou die eerste belangrike ding is ek moet hom skryf in standaard vorm. As hy in my standaard vorm is, dan kan ek daarvan af verder werk. Ek het met ander woorde, y is gelyk aan minus 4 op x. So as ons kyk na hom weer, begin ons by ons vorm. Wat sien ons nou? Ons sien, a is nou kleiner as 0. Wat beteken dit? Die grafiek moet in die tweede en in die vierde kwadrant lê. As ons kyk na sy x as afsnit, gaan ons geen kry nie, want onthou x mag nie 0 wees nie, so hy gaan nooit my x as sny in hierdie basiese standaardvorm nie. In my basiese standaardvorm gaan hy ook nie my y as sny nie, want dit is een van sy asymptote, so dis 'n waarde waarna toe hy nader, maar nooit gelyk gaan wees aan nie. Ons vertikale asymptoot, ons kry nog steeds ons vertikale asymptoot. Ons vertikale asymptoot se vergelyking is x gelyk aan 0. Ons horisontale asymptoot se vergelyking is y is gelyk aan 0. Goed, om hom te kan teken, gaan ons weer met ons x en ons y waardes werk. Ons kies sommer min 4, min 1, 1 en 4. Want ons sien, hulle kan nie 0 wees nie, né? So ons kies ons eie x-waardes, sodat ons net punte kan sit op ons grafiek, min of meer ons grafiekie kan teken. X is ons invoerwaarde, so dit is ons onafhanklike veranderlike. Ons kan dit na willekeur kies. Ons y-waarde hang af van wat ons x gekies het. So kom ons kyk wat kom ons y-waardes uit. As x gelyk is aan min 4, dan gaan y gelyk wees aan min 4 gedeel deur min 4 wat vir my 1 gee. As x gelyk is aan min 1, is y gelyk aan min 4 gedeel deur min 1 wat vir my 4 gee. As x 1 is dit min 4 gedeel deur 1 wat min 4 is dit 4 is dit min 4 gedeel deur 4 wat vir my min 1 gee. So ons kan nou ons sketsie teken. Ek het my x-as en my y-as. Y gelyk aan 0 is my horisontale asymptoot, x gelyk aan 0 is my vertikale asymptoot. As ek my punte gaan plot, kry ek as x min 4 is y 1. Min 4 en 1. As x min 1 is y 4.
As x 1 is, dan kry ons y is min 4, en as x 4 is, dan kry ons dat y min 1 is. Met ander woorde, my grafiek lyk so. My hiperbool bestaan met ander woorde uit 2 kurwes. OK, simmetrieasse. Simmetrieasse is y is gelyk aan x, y is gelyk aan min x. Jy kan sien as ek hom nou die prent toevou op hierdie simmetrieas, dan gaan die 2 bene bo op mekaar lê. My sketsie is nou net nie so akkuraat nie, maar dit is as mens hom baie mooi akkuraat teken, is dit altyd hoe die simmetrieasse werk. Met die negatiewe simmetrieas gaan die 2 bene op mekaar lê. Y is gelyk aan minus x. Goed. Kom ons kyk gou nog net die laaste 2 punte. Is my definisieversameling wat oor my x-waardes gaan. X mag nie gelyk wees aan 0 nie, x 'n element van reële getalle, en dan my waardeversameling wat oor my y-waardetjies gaan. Y mag nie gelyk wees aan 0 nie, y 'n element van reële getalle. Ons laaste voorbeeld is y is gelyk aan minus 5 op x. Klaar in standaard vorm. As ek eien hoe sy vorm moet lyk, dan gaan ek sien a is kleiner as 0, so ek sien hy lê in my tweede en in my vierde kwadrant. Weereens gaan ek nou sien, my x-as afsnitte is geen. Net so is my y-as afsnit ook geen. Hierdie bly maar alles dieselfde vir hierdie. Dis eers wanneer ons vertikale verskywings begin doen en in graad 11 horisontale verskywings wat hierdie gaan verander. Maar julle moet weet wat dit is in graad 10 al. Vertikale asymptoot, wat is die vergelyking van my vertikale asymptoot? Die vergelyking van my vertikale asymptoot is x is gelyk aan 0. Wat is die vergelyking van my horisontale asymptoot? Die vergelyking van my horisontale asymptoot is y is gelyk aan 0. Ons kies x en y, min 5, min 1, 1 en 5. Ons teken ons sketsie. Is belangrik dat ons asymptote inskryf. Julle gaan punte verloor as julle dit nie doen nie. Y is gelyk aan 0, x gelyk aan 0. Dis my asymptote. Okay. As ons min 5 insit, kry ons min 5 gedeel deur min 5 is 1. As ons min 1 sit, kry ons min 5 gedeel deur min 1 is 5. As ons 1 insit, kry ons min 5 gedeel deur 1 is min 5. En as ons 5 insit, kry ons min 5 gedeel deur 5 is min 1. So ons kan ons punte plot. Ons het die punt min 5 en 1. Ons het die punt min 1 en 5. Dan het ons die punt 1 en min 5.
1 en min 5, en ons het die punt 5 en min 1. Weer eens ons simmetrieasse. Een met die positiewe gradiënt y gelyk aan x, die een met die negatiewe gradiënt y gelyk aan min x. Laaste 2 puntjies van hom. Ons het ons definisieversameling wat oor ons x-waardes gaan. X mag nie gelyk wees aan 0 nie. X is 'n element van reële getalle. En ons waardeversameling sê vir ons y mag nie gelyk wees aan 0 nie. Y 'n element van reële getalle. En dit is dan oor ons sketsies van ons hiperbool. Julle kan hierdie hiperbool se sketse nou oefen deur die sketsies wat ek vir julle in die huiswerk gaan gee, sodat julle seker is julle het dit mooi onder die knie. Onthou, practice makes perfect.